Ek weet nou nie wie van julle aard nog na my nie. Maar wie jy, as ek nou 'n truitjie of sommer 'n broek of iets het wat ek nou jare al dra en hy het nou al 'n paar gate hier, dan raak ek nou vir daai kledingstuk so lief. Julle, ek is 'n vreeslike sentimentele mens. Ek het hier truie in polo nekke en dinge wat dan meer as 20 jaar oud is. En dan hier ene gaatjie en hier is ene bietjie geskeur, maar dit voel vir my die stukkie kledingstuk. Ek voel so oor sokkies en skoene ook, wat nou al jare saam met my kom. Voel vir my tel onder my beste vriende. Hy ken die kledingstuk, ken my liggaam, hy ken my ryk. Hy weet hoe loop ek met hom. En nou hier op die plaas, baie keer as jy nou deur 'n draad of 'n ding klim van my klere, het winkelhakke, as jy nou skeer, dan werk ek sommer die winkellak so twee toe. En as dit maar die grootste straf, as ek weet hier kom iemand aan, dan moet ek nou hierdie geliefkoeste stikkende kledingstuk loop uittrek en 'n heel ding aantrek. Hy sies tog, my mamma se grootste werk was toe sy nog in die lewe was, is as sy nou weet daar kom mense, dan sê sy, my kind, sit nou daai geliefkoeste klere van jou onder in die laai. Wees nou vir hulle lief as die mense gery het, want hulle dink, wat gaan die mense nou dink as hulle sien hoe dra jy hierdie stikkende ding? Wie en ek is net so lief vir tweedehandse klere. Ek het destyds daar in Johannesburg, moet 'n mens konsertrokke hê en goed, dan koop ek vir my daar klere. Ek hou van die energie. Nou sit ek wonder wie se rok was dit nou, en wat het gemaak dat die mens nou die rok uiteindelik verkoop het. Selfs met na my pappa huis toe is, het ek van sy truie vir my huis toe gebring. Want ek is so lief, hy het nog van 'n ou tyd se ou woltruie gehad. En ek voel so diep naby hom as ek sy truie dra. En van hulle het ek nou al laat regmaak, wat nou ook al hier by die wat is 'n kaf nou hier by die mouse ding bietjie stikkend raak, het ek nou al. So jy hou so jou hand waar jy kan op hierdie ou kledingstuk met hierdie groot stuk geskiedenis. Want as daai stuk klere nou kan praat, van waar was hy nou al saam met jou? Hoe het jy nou al waar opgedaag? En hoe het jy nou al by plekke met die klere aangekom? Dis regtig soos 'n tweede vel, as jy klere het wat ouer as 10 of 20 jaar het. Is bedoel ek. En as ek nou kyk hoe my mamma, die ou mense het so mooi na hulle klere gekyk, as ek dink haar woltruie het sy altyd met die hand gewas natuurlik, nooit opgehang nie. Sy het met sorg gewerk met hierdie kledingstuk, hierdie trui of hierdie wat is 'n ding wat mense om jou skirt, wat sy het al vir 20 jaar, het sy soos 'n fyn, kosbare kledingstuk behandel, dat dit nog so mooi kan lyk jare later. En ek het nou nie so daai mooi kyk nie, so my goed het my gate in. Maar dit is vir my heerlik. En as ek so loop met hierdie stuk geskiedenis, hierdie stuk klere wat saam met my gelukkig was, wat saam met my hartseer was, wat saam met my koud gekry het, wat saam met my warm gekry het. En dan dink ek, wow, ek en die ou truitjie het dit gemaak tot hier. Dis amper om 'n soort monument te dra. En ek sal nou maar probeer, want my mamma se groot woord was, moet tog net nie 'n stikkende truitjie of 'n stikkende ding aantrek as jy siek is en 'n hospitaal toe gaan nie. Want dan kyk die mense sleg dat jou as jy stikkende klere aan het, wat mense ook al verstaan. Maar ek sal waar ek kan nou, as ek nou weet ek moet 'n hospitaal toe gaan, nou sorg dat my kleertjies nou reg is. Maar daai ou stikkende truitjie of daai ou stikkende, ek het sulke lekker ou broeke wat so lekker so die vorm van jou liggaam ken. Daar sal ek hulle nou maar een kant hou.
Maar ek het 'n afdeling van ou klere wat ek 'n diepe liefding en waardering voor het. En as jy nou eendag onverdags hier by my aankom op Teefontein en jy het my nou nie gesê nie en jy kom op my af met my stikkende truitjies of my stikkende hempie, dan weet jy nou hoekom is hy stikkend.